Goeiedag sê vriende, familie, groete in Jesus naam. Dit is weer eens vir my 'n voorreg en 'n guldige geleentheid om God se woord aan u voor te hou, aan myself en aan u voor te hou en dit te versprei op hierdie manier en te vertrou dat wanneer dit by u uitkom, dat dit 'n impak sal hê op u lewe, op u hart, op u denke en op u doen en late. En ek vertrou vandag dat hierdie boodskap wat ek aan u sal verkondig en sal voorhou, dat dit u sal seën, want dit het ten goeie, dit het ten doel om, om u nader aan God te bring, en ek vertrou dat dit die geval sal wees. En voor ons in die woord van die Here ingaan om te lees, wil ek dan nou net vir u vra om my net saam met my te bid en te vra dat die Heilige Gees vir ons sal lei en dat hy hierdie woorde wat ons vandag sal lees, dat hy hierdie woorde sal vat en lewendig sal maak tot ons lewens, tot ons harte en dat ons sal hoor wat sy woord sê en daarna sal uitgaan en dit doen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om saam te kan kom en om hierdie kosbare woord van u te kan verkondig en dit te kan versprei. My gebed is dan nou, Here, dat u deur u Heilige Gees in en deur ons sal werk en dat u deur die Heilige Gees vir ons kennis sal gee en vir ons 'n oor sal gee om te kan luister in die naam van Jesus Christus met baie, baie danksegging. Amen. Baie dankie broers en susters vir feit dat u saam met my in gebed gegaan het. Ek wil vir u lees in Jesaja hoofstuk 2. Jesaja hoofstuk 2. Ek gaan lees van vers 1 af, maar net om 'n bietjie konteks te skep. Maar ek wil eintlik hier van vers 6 af begin met u praat. Hy sê die woord wat Jesaja die seun van Amos gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan. En op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. En al die nasies sal daarin toestroom. En baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, en dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke. En hulle sal hulle swaarde pikke smee en hulle spiese snoeimesse en nie meer sal nasie teen nasie swaard ophef nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Dit is 'n baie mooi vers daai. Kom, huis van Jakob, en laat ons, ek wil amper sê, kom Suid-Afrika, laat ons wandel in die lig van die Here. Wat 'n geseënde uitnodiging is dit vir 'n nasie, vir 'n volk, vir 'n familie, vir 'n gemeenskap. Wat 'n geseënde uitnodiging is dit om te sê, kom vir 'n huis, kom en laat ons wandel in die lig van die Here. Want ek sê vir u, my vriend, broer en suster, buite die lig van God is daar net duisternis.
Buite die lig van God is daar net duisternis. Ek het nie te lang gelede nie, het ek vir 'n man gesê, ek het net hierdie voorbeeld gebruik, dit was die naaste voorbeeld wat ek kon gebruik het, ek het vir hom gesê, weet jy, gestel, die elektrisiteit in die pad is af en dit is donker en niemand kan sien eintlik wat hulle regtig waar moet doen nie. En hier kom jy met 'n flitslig en jy's die enigste een in hy pad of in hy dorp of in hy stad wat lig het. Al wat jy hoef te doen is net om die lig aan te skakel. En dit sal dan die donkerte, waar jy dit skyn, sal dit die donkerte verdryf. Maar jy hoef nie te skree en te verkondig en te sê, ek het lig nie, ek het lig, kyk hier, ek het lig nie. Nee, jy hoef net die lig aan te skakel. En almal wat in die donkerte is, wat sal kyk na die lig, sal weet dat daar is lig. En ons land en die wêreld op hierdie stadium is in diep donkerte, broers en susters. Of ek sou sê, dik donkerte. Maar hier sien ons 'n uitnodiging. En hy sê, kom, huis van Jakob, laat ons wandel in die lig van die Here. Nou, dit is eienaardig en ek het dit baie keer gesê al en ek wil dit graag net weer vir u melding maak. In Matteus 25 leer ons van die belangrikheid daarvan om olie te hê in ons lampe en lampe te hê wat lig het, wat brand, wat aan die brand is. En ek is van oortuiging dat daai lig wat Jesus van praat, of daai vlam wat Jesus van praat, of wat hy, jy weet die gelykenis van maak in Matteus 25, wat so nodig is in 'n donker wêreld, in 'n wêreld wat middernag beleef. En ek sê vir u, hierdie wêreld het 'n beleef middernag, want dit is donker. Dis donker, daar is nie duidelikheid oor baie dinge nie, want die leuns is besig om te vermeerder. Die leuns is besig om sterker en dikker te word. Die Bybel sê in Thessalonicense, sê that God will send a great delusion to the earth, because people do not love the truth. Mense is nie lief vir die waarheid of die lig van God, as ek dit so mag stel, soos Jesaja dit hier stel nie. En so, dis belangrik vir ons om lig te hê. Dis belangrik vir ons dat ons lampe aan die brand is. Dis belangrik vir ons dat ons lampe olie het, sodat dit kan brand, want ons kan nie ons God tegemoet gaan, ons kan nie ons bruidegom tegemoet gaan met donkerte nie, met onsekerheid nie. Nee, ons moet sekerheid hê, ons moet lig hê. En dit is wat lig bring. Lig bring sekerheid, lig bring duidelikheid. Lig bring duidelikheid tussen wat goed is, tussen wat kwaad is, tussen wat reg is en tussen wat verkeerd is, tussen wat heilig is en tussen wat onheilig is. Lig bring duidelikheid. Almal wat in die lig wandel, kan sien waarheen hulle gaan, kan sien wat hulle doen. En hy sê hier, kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. Nou ek wil weer sê, kom Suid-Afrika, laat ons wandel in die lig van die Here. Want dit is nie die lig van die Here wat hierdie land weer kan ophelder. Dit is nie die lig van die Here wat hierdie land weer kan verlig. En dan sê vers 6 die volgende, want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied. Vers 6 is 'n baie hartseer vers, want u het u volk verwerp. Die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied.
Hoe hartseer is dit vir 'n volk? Hoe hartseer is dit vir 'n land? Hoe hartseer is dit vir 'n huis? Wanneer dit deur God, of wanneer God sy teenwoordigheid uit 'n land uit onttrek, wanneer God sy teenwoordigheid uit 'n huis uit onttrek, wanneer God sy teenwoordigheid uit 'n gemeenskap uit onttrek, hoe hartseer of hoe donker is dit nie vir so 'n land, so 'n volk, so 'n familie, so 'n huisgesin? Hoe hartseer is dit wanneer God sy lig en sy teenwoordigheid uit so 'n volk onttrek nie, want U het U volk verwerp. En dan gee hy vir ons die rede waarom hy sy volk verwerp het, of waarom hy hulle dan nou sy teenwoordigheid onneem het, waarom hy dan nou so optree. Die engel sê, thou hast forsaken thy people, or thy house, the house of Jacob. In ander woorde, daar is, jy weet, soos mense sou sê, jy weet, is 'n godverlate plek, of is 'n godverlate praktyk, of dis 'n godverlate, jy weet, handeling. En dit wil sê, dat God het dan nou opgehou, of God het dan nou mense, of 'n volk, of jy weet, 'n nasie oorgegee, of 'n generasie oorgegee aan dit wat hulle van vol is, of dit wat hulle soek, of dit wat hulle verlang na, of dit wat hulle begeer na, of dit wat hulle hyg na. Hy sê, want u het u volk verwerp, die huis van Jakob, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied. En ek wil dan nou vandag vra, broers en susters, waarvan is ons vol? Waarvan is jou land vol? Waarvan is jou familie vol? Maar bo en behalwe dit, waarvan is jou hart vol? God sê, die rede hoekom hy sy volk verwerp het, omdat hulle vol is van wat die ooste aanbied. En dit is nou natuurlijk, jy weet, die buurstate rondom hulle. En hierdie was nie goddelike volke nie, hierdie was nie mense wat God gedien het nie, hierdie was afgoddieners. En hy sê, en die goelaars soos die Filistyne, en met die kinders van vreemdes dryf hulle handel, en hulle land is vol silwer en vol goud. En daar is geen aan hulle skatte nie. Hulle land is vol perde, en daar is geen eind aan hulle strydwaans nie. Ook is hulle land vol afgode. Voor die werk van hulle hande buig hulle al neer, voor wat hulle vingers gemaak het. En God sê eintlik hier, dat hulle is vol van wat die ooste aanbied. En die ooste het natuurlijk, al wat die ooste vir hulle kon aanbied, was afgode, die hande van hulle eie, die werk van hulle eie hande. Al wat die ooste vir hulle aan kon bied, of hulle buurstate vir hulle aan kon bied, is dit wat hulle eie hande gemaak het, hulle eie beelde, hulle eie gode. En God sê, hulle buig voor die werk van hulle eie vingers. In ander woorde, hulle het hierdie gode gemaak, en nou aanbid hulle hierdie gode, wat natuurlijk vals gode was, wat natuurlijk afgode was. En terecht gesê, afgode, want dit is gode wat hulle af of weg van God af rokken, gode wat hulle weg van God af lei of mislei, as die mens het kan so sê. Maar ek wil hierdie vraag by u los, waarvan is jou land vol, waarvan is jou huis vol, waarvan is jou gemeenskap vol, maar boonbehalwe dit, waarvan is jou hart vol? Weet u, as u so loop, of as u ry dalk miskien in onze Kaapse vlakte, en waar u ook al ry, dan sal ons uitvind, dat jy weet, as baie gebiede wat vol geweld is,
As baie gebiede wat vol, jy weet, dwelms is, daar's gebiede wat vol, want jy weet, ons is, daar's stede en daar's gebiede wat vol is van, tussen hakies gesê, wat die ooste aanbied, en dit, as 'n mens dit kan saamvat, is afgode. Dis als behalwe God. En as 'n mens vol is van wat die wêreld aanbied, is daar nie plek vir God nie. En dit, en soos die Engelsman sou sê, you know, for God to come to a place or to a decision where he forsakes or where he takes his presence out of a place or away from people or a house or, you know, for God to come to that, the provocation must have been very, very great. Maar ek wil vir u vandag sê, dat daar is nog hoop. Daar is nog hoop vir ons land, daar is hoop in Christus, daar is hoop vir ons land. Kom, laat ons in die lig van die Here wandel. Kom, laat ons vra en op God vertrou. Kom, laat ons hoop en op God vertrou, dat dit wat ons harte vol maak, dat God dit sal uitdrein, en dat ons harte, ons lewens, ons gemeenskap, ons monde, dat alles sal vol word, dat hy ons sal vul met sy Heilige Gees. En dat ons nie gevul sal wees met die wêreld nie, met die plesiere van die wêreld nie, met die dinge van die wêreld nie, met die afgode van die wêreld nie, maar dat ons gevul sal wees, dat ons vol sal wees van Christus, sy woorde, sy Gees. Daar is 'n skrif in die Nuwe Testament wat sê, wees nie vervul met drank nie, maar wees vervul met die Gees. En ek sê vir u broers en susters, dat dit is ons enigste hoop vir 'n wêreld wat vol is van geweld, wat vol is van selfsugtigheid, wat vol is van moord, wat vol is van haat, wat vol is, die Bybel noem al hierdie dinge wat op die voorgrond sal wees, of wat mense se harte sal vol wees van in die laaste dae. En so wil ek u vandag bemoedig, broers en susters, kom dat ons wandel in die lig van God. So wil ek u vandag bemoedig, Suid-Afrika, kom laat ons wandel in die lig van God. En iemand mag miskien vra, hoe wandel ons in die lig van God? Hoe lewe ons in die lig van God? Ons begin om God se woord te lees. Nie om verander te preek nie, maar om met onsself te praat. Want dit is hier uit God se woord wat hy met ons praat. Dit is daar waar ons die deur toemaak en met God alleen wees in gebed en sy woord lees. Dit is daar waar hy met ons praat. Dit is daar waar hy sy lig begin laat skyn in ons harte. Kom dat ons wandel in die lig van die Here. Hy sê dat die land is vol strydwaans, dis vol goud, dis vol silwer, dis vol rykdom, daar is nie 'n einde daaraan nie. Broers en susters, kom ek sê vir u en vir myself en vir ons in Suid-Afrika, ons kan al die skatte van die wêreld hê, ons kan, en ons weet dit is nodig om seker goed te hê in hierdie lewe, ons moet dit hê. En maar ons kan, soos wat u gelees het en soos wat ek saam met u gelees het, ons kan al hierdie dinge hê, maar as God sy lig nie laat skyn nie, is ons in donkerte, is ons in geestelike donkerte, met al die strydwaans, met al die goud, met al die, jy weet, met al die skatte, met alles, is daar donkerte, as God 'n volk verwerp. Maar ek wil u vandag bemoedig, kom dat ons wandel in die lig van die Here. Die kerk van Christus sal ons dink dat ons is vanselfsprekend dat ons wandel in die lig van die Here, maar dis nie altyd so nie. In Openbaring sien ons dat Jesus staan, hy sê ek staan en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek inkom. En dan sal ek met hom maaltyd hou. En ek wil vir u vandag sê,
Broers en susters, kom, laat ons wandel in die lig van die Here en kom, dat ons vol wees van God se Gees en nie van die wêreld nie. Die Here seën u. As u my toelaat om net 'n slotgebed te doen, dan sal ek dit waardeer. Vader, ons sê baie dankie, Here. Baie dankie vir u woord wat ons nader aan u bring. Dit is my gebed vir elkeen wat hierdie woorde luister. Dit is my gebed vir elkeen wat hierdie boodskap sal luister en sien. Vra ek, Here, dat u ons sal nader aan u bring, dat ons sal wandel in die lig van die woord, dat u die lig van die woord in ons harte sal skyn, in ons lewens sal skyn, dat dit so duidelik sal word in ons lewens, dat ons sal sien wat goed is en wat kwaad is, dat ons sal sien waar ons moet links of rechts draai of vooruit moet hou, Here. In die naam van Jesus Christus, leer ons u weg, wys ons u paaie, my God, sodat ons daarin kan wandel. Dit is die gebed van my hart vir u volk, my God, in Jesus naam, met danksegging. Amen en amen.